Die Pinksterverhaal in Handelinge 2 wat ons van lees as ons besig met Pinkster, vertel hoe God sy gees uitstort, sodat gewone mense op ongewone maniere kan praat en ongewone woorde kan gebruik. En net so werk God ook hier deur Josef in die tronk en in die paleis. En Josef leer hier vir ons, jy hoef nie op 'n kansel te staan om God se woord te spreek nie. Jy moet net beskikbaar wees. Nou daar's 'n jong seentjie wat op die platteland gebly het en hy het elke dag in sy klein skooltassie 'n baie swaar Bybel saam met hom gedra. En eendag toe vra sy ma vir hom, "Hoekom dra jy daardie swaar Bybel saam met jou?" Hy sê vir sy ma, "Jy weet nooit wanneer iemand dalk vir God se antwoord soek nie." Daardie seun het dalk nooit die kans gehad om op 'n kansel te staan of op 'n groot gehoor te praat nie, maar op die regte oomblik toe sy maatjie hom nodig gehad het, kon hy die Bybel oopmaak en vir hom sê, "Kom ons lees saam uit Psalm 23." Hy het God se boodskap vertel daar waar hy is. Nou Josef wat ons van lees, is nie nou in 'n paleis of 'n kerk nie, hy sit in die tronk. Josef sit onskuldig in die tronk, onregverdig, vergete, verlate, maar nie deur God nie. God gebruik daardie plek om hom te vorm, nie vir wraak nie, maar vir diens. Josef is nie net hierdie drome verklaarder nie, maar hy's iemand wat weet interpretasie kom van God af. En hy wys van die begin af, ek dra net oor wat God vir my sê. 2 gevangenes, die vader so skinker en bakker, kry hulle drome en hulle is ontsteld. En ja, Josef sien hulle is bekommerd en hy help hulle en hy sê, "Vertel my julle drome, want die verklaring daarvan behoort aan God." Josef gebruik die geleentheid in 'n donker plek om vir ander iets van God te sê. Hy sê nie ek het 'n gawe nie. Hy sê nie ek is so fantasties om te weet wat dit beteken nie. Hy sê God het 'n boodskap. Verbeel jou, jy's 'n eenvoudige posbode op 'n klein dorpie en jy kry 'n brief wat vir die koning bedoel is. Jy is onseker, jy kry hierdie gevoel van onwaardigheid, maar jy weet die boodskap is dringend as dit na die koning toe moet gaan. En dan gaan gee dit vir die koning en as jy dit oorhandig het, dan verander die hele land. En so is Josef se verhaal ook. Hy is nie die bron van die boodskap nie, maar hy is die draer daarvan. God het 'n plan met Josef gehad. En daardie plan was nie net om hom tot 'n posisie van mag te bring nie, dit was om hom te gebruik as hierdie draer van God se boodskap. Hierdie roeping om God se boodskap uit te dra, geld vandag nog vir elkeen van ons. Josef wys nie een keer na homself toe nie, maar elke keer wys hy na God toe. Selfs in die moeilike tye sê Josef, ek glo God praat nog. Ek kan luister en ek kan dit vertel. Hy gee vir die skinker hoop, maar hy gee vir die bakker die harde waarheid. En beide kere vertel hy die waarheid getrou aan wat God sê. God se boodskap is nie altyd maklik nie, maar dit is waar en is altyd nodig. Kara Tippets was 'n vrou, 'n moeder van 4 en 'n skrywer wat ongeveer so 10 jaar gelede in haar laat 30's aan kanker oorlede is. En terwyl sy besig was met haar verlore stryd teen die siekte, het Kara geweier om deur haar siekte gedefinieer te word. En elke oomblik wat sy gehad het as 'n gawe, as 'n geleentheid beskou het om genade te kry, om vertroue in die Here te leer. Sy het geglo dat haar lyding is nie die afwesigheid van skoonheid nie, maar is 'n geleentheid om God se liefde op 'n dieper vlak te verstaan. Teen die einde van haar lewe het Kara die volgende op haar blog geskryf: My lyf het moeg geword vir die stryd. En die behandeling help nie meer nie. Maar wat ek sien, wat ek weet, wat ek het, is Jesus. Hy het my steeds asem gegee. En daarmee saam bid ek dat ek goed sal leef
en goed sal vergaan. Geleidelik doen ek albei, leef en sterf, soos ek oomblikke oor het om te leef. Ek kan my mense nader trek, hulle soen en teer liefde oor hulle lewens spreek. Ek kan my hoop en vrese vir die oomblikke van my geliefdes in ewigheid bid. Ek kan lag en huil en wonder oor die hemel. Ek voel nie of ek die moed het vir hierdie reis nie, maar ek het Jesus en hy sal voorsien. Hy het my soveel gegee om voor dankbaar te wees en daardie dankbaarheid, daardie verwondering oor sy liefde sal ons almal bedek. En dit sal ons dra. Ons dra op maniere wat ons nie eers kan begryp nie. Kara Tippets was moedeloos, maar sy was toegewy. Josef was moedeloos, maar toegewy. En God vra van ons om deur die krag van die Heilige Gees te groei en om net so toegewys te wees aan hom ten spyte van ons lewensomstandighede. Jy is dalk nie op 'n preekstoel of op 'n plek waar jy voel jy groot gehoor het nie. Maar dalk is jy in 'n skoolklas, 'n kantoor, 'n hospitaal, 'n huis of selfs 'n plek waar jy 'n bietjie vasgevang voel. Vra jouself, wie is die skinker en bakker in jou lewe? Wie is om my wat 'n woord van hoop of 'n woord van waarheid nodig het? God wil hê jy moet die boodskap gaan vertel. Nie jou eie menings nie, maar sy waarheid. Nie net in die goeie tye nie, maar selfs in die moeilike seisoene van jou lewe. Josef het in 'n tronk 'n stem geword. Jy kan ook, daar waar jy nou is. Praktiese maniere vir ons, hoe ons die boodskap kan vertel. Nommer 1 is, luister na die mense se harte. Soos Josef dit by die gevangenes raak gesien het, gisterand vir die kleintjies die bo gesê, as ons vir mekaar luister, is ons mondjies toe. Luister na die mense se harte. In die tweede plek, bid vir wysheid om reg te antwoord. Dis ons almal se grootste vrees, maar hoe? Wat sê ek? Hoe moet ek weet wat is die regte woorde? Daarom bid ons, dat die Gees ons sal lei om die regte woorde op ons mond te sit. Die derde een, vertrou dat God jou woorde kan gebruik. Al sien jy nie die vrug dadelik nie, al sien jy dit nooit nie, vertrou dat God jou in daardie situasie gebruik, tot eer van sy naam. Ons weet die skinker het eers heeltemal van Josef vergeet, maar God het nie. En op die regte tyd het daardie boodskap vrug gedra. God se plan vir jou is nie net om veilig te wees of suksesvol te wees nie. Sy plan is ook dat jy sy boodskap vertel, daar waar jy is, met wat jy het, vir wie rondom jou is. Maar dit verg geloof, gehoorsaamheid en vertroue. As God vir Josef in die tronk kan gebruik, kan hy wragtig die res van ons gebruik, daar waar ons is. Hulle vertel 'n storie van 'n horlosiemaker wat sit en werk met fyn werk vir ure aan een. Elke rad, elke skroefie, elke dingetjie moet op presies die regte plek wees. As een iets op die verkeerde plek is, kan die minute verkeerd tik, kan die ure verkeerd tik, kan hy glad nie tik nie, en dan loop alles verkeerd, en dan werk die horlosie glad nie. Baie keer is dit hoe ons lewe ook werk. God is aan die werk en sit goedjies op plek en sit dinge op plek en mense op plekke in ons lewe wat ons glad nie verstaan nie. Maar hy sorg dat die horlosie kan tik. Hy bring ook vir Josef op presies die regte tyd na die farao toe. So sal hy ons ook op presies die regte tyd bring waar ons wil hê. Nou moet ons weet, Josef het alweer 2 jaar stilte gehad. 2 volle jaar later kom Josef uiteindelik by die farao uit. In daai 2 jaar na hy al hierdie dinge gedoen het, moes hy van vooraf vergete en verlate gevoel het, soos hy gevoel het die oomblik toe hy in die put gegooi is. Maar God het nie vergeet nie. God het hom nie weggegooi nie. God het hom voorberei
want die tyd was nog nie reg nie. God se tydsberekening is perfek. Selfs al voel dit vir ons as 'n vertraging, selfs al voel dit vir ons of ons die fast forward knoppie net wil druk dat alles net kan gebeur. God weet wanneer die regte tyd is. Ons het Sondag aand vir mekaar gesê van die jong pottebakker wat so mooi gesê het dat die pottebakker gesê het, hy vir die pottebakker gevra het, hoekom doen jy dit so stadig? En die pottebakker vir hom gesê het, klei moet eers lê. As ek te vinnig werk, bars dit. As ek nie die borrels uithaal nie, breek dit in die vuur. En die pottebakker moet eers die klei in die vuur sit, voordat dit enigstens bruikbaar is. Josef is gelouter, voor God hom kon verhoog. Nou Farao se drome is 'n groot krisis vir die Farao, die 7 vetkoeie en die 7 maarkoeie, 7 volare en die 7 maarare, en niemand kan dit verklaar nie. En toe die skinker uiteindelik van Josef onthou, is dit ook nie die regte tyd wat die Farao reg is om te luister. En die Farao sê, as God se tyd reg is, gebeur dinge vinnig van tronk tot troon. Moenie gefrustreerd wees as jy moet wag nie. God se tyd is volmaak. En wanneer hy roep, dan sal jy weet, nou is die tyd om sy boodskap te bring. Josef getuig weer van God. En hy sê, ek self kan dit nie doen nie, maar God sal die Farao die gunstige antwoorde gee. Hy wys weer nie na homself nie, hy wys weer na God toe. En hy verklaar hierdie 2 drome oor die oorvloed en die hongersnood. En hierdie droom wat in die dubbel gekom het, sodat die Farao reg moet weet wat kom. Josef gee nie net 'n verklaring nie, hy gee dan hierdie wysheid en raad en hy sê, bære die kos, stel 'n bestuurder aan, wees voorbereid vir dit wat kom. Josef gee God se boodskap en wysheid hoe om daarop te reageer. Ek self kan dit nie doen nie, maar God sal. Josef neem nie hierdie eer nie, hy sê regheid is God. Dis God wat dit uitlei. Die gees van God is nie gegee om mense te verhef nie, maar om sy boodskap te verkondig. In 'n wêreld vol menings soek mense na enigiets. Soek mense na opregte waarheid van God. En God se plan vir jou is om nie noodwendig beroemd te wees nie, maar om getrou te wees aan dit wat hy vra. Dwight Moody, 'n eenvoudige skoenskoonmaker, het eendag gehoor, die wêreld het nog nie gesien wat God kan doen deur iemand wat geheel aan hom oorgegee is nie. Hierdie eenvoudige skoenskoonmaker het toe gesê, ek wil daardie iemand wees. En God het hom gebruik. Josef gee nie net die droom nie, hy gee ook die raad. Hy gee die insig wat van die Gees afkom, hy gee die wysheid en Josef se woorde red miljoene van hongersnood. Wanneer jy die Gees toelaat om in en deur jou te werk, kan jy woorde spreek wat lewe bring. Vir jou gesin, jou gemeente, jou werksplek, die mense om jou. Jou stem kan 'n saad van hoop wees in tye waar dit regtig donker lyk. Josef word onderkoning, nie omdat hy slim was nie, nie omdat hy die beste was nie, maar omdat hy God se stem gehoorsaam het. Die Farao het self gesê, is daar iemand in wie die gees van God is soos hierdie man? Josef word tweede in bevel. Hy kry 'n nuwe naam, hy kry 'n vrou, hy word 'n pa van 2 seuns, Manasse en Efraim. En God se plan het nie net Josef verlos nie, dit is vir hom die hele volk wat voorberei wanneer die tye swaar raak. Vertrou God se tyd. Bly getrou aan sy boodskap. God se plan vir jou lewe gebeur oor tyd. Nie oornag nie. Jy kan nie die fast forward knoppie druk nie. Jou getrouheid in die tronk kan lei tot 'n invloed in die paleis. En God se boodskap is nie net vir kerkmense nie, dis vir konings, vir kollegas, vir kleuters, vir kassiere, vir parking guards. Vraag vanaand vir jou is, waar is jy nou? In 'n wagtyd, in 'n plek van invloed, in 'n plek waar jy voel jy is vergete. Die Here sê vanaand, bly getrou. Praat as jy die geleentheid gee.
Wys na hom toe, gee aan hom die eer. Wanneer God duidelik is, vier hom. Wanneer jy voel ek sien hom nêrens raak nie, vertrou hom. Ons het nou die hand ook vir mekaar gesê, vertroue is 'n noodsaaklike bestanddeel van die resep van die lewe. En soveel as wat dit waar is met al ons verhoudings met die mense rondom ons, is dit nog meer so vir die Vader. En hy nooi ons uit om hom te vertrou. Want ons het al in die verlede gesien hoe hy werk. Ons het gesien hoe God aanhoudend goed laat meewerk vir die wat hom liefhet. Josef het God se boodskap gebring. Toe dit maklik was, nie toe dit maklik was, maar toe dit gevaarlik was. En hy het getrou gebly in die tronk en op die troon. God het nie net sy drome vervul nie, God het hom gebruik om miljoene mense te red. Die eerste seun het hy Manasse genoem, want die Here het hom gehelp om die jare se swaar kry te vergeet, het hy gesê. En die tweede seun het hy Efraim genoem en gesê, dit is omdat God my vrugbaar gemaak het in die land van my lyding. So in hierdie verhaal is daar geen ontkenning van die lyding nie. Die beproewings het plaasgevind, ons kan dit nie miskyk nie. Maar soos Josef geweet het, nooi God jou en my om te weet, God is agter die skerms aan die werk. Selfs al kan ek dit nie altyd sien nie. Selfs al kan ek dit nie hoor nie, selfs as ek so onseker is, God is daar, besig om te werk. Alhoewel hy plat geslaan was in die tronk, het Josef toegewy gebly aan 'n God wat hy nie kon sien nie. Maar hy het vertrou. Dit was eers toe hy in voorspoed opgevaar het dat God sy voorsieninge regtig kon sien wat met hom gebeur het. Wat hy werklik kon sien wat alles in plek moes val, sodat hy daar is. Alles moes stukkie vir stukkie in plek val. En dit het nie verander sedert die dae van Josef nie. God is steeds voortdurend aan die werk. God is hier besig. Hy is daar in ons voorspoed, hy is daar in ons armoede, hy is daar in ons opwinding, hy is daar in ons woede-uitbarstings, hy is daar in ons deurbrake, hy is daar in ons hartseer. Psalm 23 verklaar Dawid, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Waarom kan hy dit sê? Want U is met my. God was met Dawid, God was met Josef en God is ook met my en jou. Jesus het dieselfde gedoen, hy het gelei, hy het gesterf, hy het opgestaan, hy het ons gered. Maar nou stuur hy ons uit met sy boodskap. God se plan vir Josef was nie net om drome te hê nie, maar om God se boodskap te dra. Jou lewe is dalk nie perfek nie. Jy dalk nie alles wat jy graag sal wil hê nie op die regte manier is soos jy dit wil hê nie. Dalk voel jy vergete, dalk voel jy eensaam, dalk is jy hartseer. Maar God wil jou gebruik, daar waar jy is. God gee sy gees nie sodat ons slim of belangrik kan wees nie, maar sodat sy boodskap versprei kan word, deur gewone mense op ongewone maniere. God se plan vir jou is nie net om te wag nie, maar om uit te gaan en sy boodskap te gaan vertel. Amen. Kom ons neem 'n oomblik daar waar ons sit en ons praat met die Here. Sê vir hom, wat het jy vanaand gehoor? Wat het binne in jou gebeur? En dan sal ek vir ons daarna afsluit met gebed. Here ons God, soms voel ons klein, onseker en vergete. Maar U het 'n plan. En U wil ons gebruik. Leer ons om stil te wees. U stem te hoor. En dan met moed U boodskap uit te dra. Aan ons families, ons vriende, ons gemeenskap, die mense om ons. Gebruik ons Here nie vir ons eie eer nie, maar sodat die woord mense se harte kan bereik.
Here, U is die God van die perfekte tyd. Dankie dat U Josef voorberei het, hom gebruik het en verhef het. Help ons om U stem werklik te hoor. Help ons om ook raak te sien wat U in ons doen. En selfs in die tye wat ons onseker is, dat ons U sal vertrou. Dankie dat U ons God is, dat U by ons is, en ons nooit verlaat nie. Amen.